Goeiedag aan al die graad 12 leerders en kollegas. Ons is vandag besig met sessie 1 van die wiskundige geletterdheid vraestel 1 tutor sessie en ons gaan dinge so klein bietjie anders doen. So kom ons kyk hoe ons hierdie voorlegging gaan aanpak. Hoe gaan ons hierdie sessie benader? Hulpbronne maak seker dat alle leerder notas of aktiwiteite voor jou oop is, werk saam met hierdie aanbieding, vra vir jou onderwyser as jy enigstens onseker is oor enige konsepte, merk vrae waarna jy graag weer sal wil kyk en doen jou beste. Ons gaan kyk na elke vraag en dan sal ons die konteks van die vraag uitpak, maak gerus notas of kleur belangrike dele in soos wat ons aangaan. Daar gaan spesifieke tye wees waar jy geleentheid gaan kry om subvrae te beantwoord. Probeer jou beste om by die gegewe tydperk te hou, want dit gaan geweldig belangrik wees om seker te maak jy kry jou vraestelle klaar aan die einde van die jaar. Nadat jy die antwoorde neergeskryf het, gaan ons deur die memorandum gaan van elke vraag, merk jou oplossings en maak aanpassings waar nodig. Goed, so wat kan ons verwag by vraestel 1? Vraestel 1 se tydstip gaan 3 ure wees vir 150 punte. En die inhoud handel oor finansies, min of meer 60%, 35% datahantering en 5% waarskynlikheid. Die waarskynlikheid wat in beide vraestelle geïntegreer is, gaan deel vorm van die ander onderwerpe. Kom ons kyk nou na die indeling per vraag van die onderwerpe. In vraag 1 gaan ons finansies, datahantering en waarskynlikheid sien en hier is waar ons meeste van ons vlak 1 vrae teekom. Dit is baie belangrik om te probeer om in hierdie afdeling volpunte vir die vlak 1 vrae te kry. In vraag 2 gaan ons finansies hanteer, vraag 3 handel oor ons datahantering en in vraag 4 of 5 het ons geïntegreerde vrae oor data as ook finansies. Onthou, waarskynlikheid kan 5% reg oor die hele vraestel wees. Goed, dit bring ons dan nou amptelik by ons eerste teatersessie oor finansies. Blaai asseblief na aktiwiteit 1 in julle notas. Die tabel hieronder toon die verhoogde watertarief op 'n glyskaal vir residensiële eiendomme in Kaapstad. Vanaf 1 Februarie 2018 is tariewe op vlak 6 gehef. Kom ons pause en kyk na die konteks. As ons kyk hier waar hulle vir ons sê oor 'n glyskaal, hulle sal nie daai inligting in hakkies gesit het as dit nie belangrik was nie. Die volgende ding waarop ons moet let, is dat vanaf 2018 1 Februarie word tariewe op vlak 6 gehef. So hulle gee eintlik vir ons 2 vlakke, vlak 4 en vlak 6. As ons na die tabel self kyk, dan sien ons beide vlak 4 en vlak 6 se tarief is reeds BTW ingesluit. Goed, so kom ons gesels oor wat dit beteken as iets op 'n glyskaal gebeur. As ons kyk hier na die eerste trap. Die eerste trap sê meer as 0 kiloliter tot 6 kiloliter. Nou, in elke trap het ons 'n sekere aantal kiloliter beskikbaar teen die tarief in daai reeltjie. So, in hierdie geval het ons 6 kiloliter beskikbaar teen die R4.65 of die R29.93 op vlak 4 en vlak 6. Maar as ek na trap 2 toe gaan, tussen 6 en 10 kiloliter het ek slegs 4 kiloliter beskikbaar teen daardie tariewe. Nou, ek wil graag net 'n voorbeeld gebruik van 11 kiloliter.
sê nou maar, ons gebruik 11 kiloliter water in 'n maand. Ons kan sien 11 val hier in trap 3, ons gaan nie vir die volle 11 kiloliter R25.97 byvoorbeeld betaal vir die verbruik nie. Ons gaan op ons glyskaal betaal. Die eerste 6 kiloliter gaan ons teen R4.65 betaal. Die tweede 4 kiloliter gaan ons teen R17.75 betaal en dan, omdat dit net 10 is, gaan ons nog 1 kiloliter teen R25.97 betaal. So, belangrik, onthou net, ons gaan nooit vir die volle kiloliter 1 tarief betaal nie, ons moet op ons glyskaal afwerk. Goed, ek gaan vir julle 'n paar minute gee om vraag 1.1 self te beantwoord.
Goed, kom ons kyk na die antwoorde van 1.1 en 1.2. 1.1 sê, wat is die tarief op vlak 4 as 'n huishouding 'n hoeveelheid water gebruik wat tussen 20 tot 25 kiloliter is. So, ons moet kyk na vlak 4 en hulle praat van tussen 20 en 35. So ons antwoord gaan dan wees R43.69 vir 2 akkuraatheidspunte. 1.2 In watter trap of interval sal jy R52.44 op vlak 6 betaal? So as ons kyk na vlak 6 en ons kyk na R42.44, dan kyk ons na trap 2 of jy kan ook sê bo 6 kiloliter tot 10 kiloliter en dit sal ook vir 2 akkuraatheidspunte wees. Goed, kom ons kyk saam na 1.3. 1.3 sê, bereken die tarief BTW uitgesluit van trap 1 van vlak 6. Goed, so ons het vroeër gesê, toe ons kyk na die konteks, dat ons sien die tariewe is reeds BTW ingesluit. So as ons kyk na trap 1 van vlak 6, dan moet ons nou die BTW uitgesluit uitwerk. So dis die R29.93 gedeel deur 1,15. Ons kan ook sê maal met 100 gedeel deur 115 en dit gee vir ons 'n antwoord van R26.03. Jy kry 'n metodepunt vir die deel deur 1,15 en 'n akkuraatheidspunt vir 26,03. Goed, kom ons kyk na 1.4. Ek gaan die eerste 3 punte saam met julle doen, dan gaan julle probeer om vlak 6 op julle eie te doen, as ook om die verskil uit te werk. Kom ons kyk na die vraag. Bereken hoeveel meer 'n huishouding op vlak 6 sal betaal in vergelyking met vlak 4 vir die verbruik van 37 kiloliter. Nou as ons kyk, 37 kiloliter gaan in trap 5 val. Goed, so dit beteken ons gaan definitief 5 berekeninge hê. Onthou glyskaal, ons kan slegs gebruik wat in daardie glyskaal beskikbaar is. So hier het ons 6 beskikbaar, in trap 2 het ons 4 beskikbaar, net dit wegvat, goed, het ons 4 beskikbaar, in die derde een gaan ons 10 beskikbaar hê, saai, en in vlak 4 gaan ons 15 hê, en dan, dan gaan ons ook moet kyk hoeveel ons dan nou nog nodig het om by ons 37 uit te kom. Goed. So gaan ons antwoord dan lyk. In die eerste stap gaan ons die volle 6 kiloliter gebruik. In die tweede stap gaan ons die volle 4 kiloliter gebruik. In die derde die volle 10. In die vierde die volle 15 en dit los ons dan met 2 kiloliter om by 37 uit te kom. Ons gaan elke kiloliter wat ons verbruik maal met die tarief en om dan te sien wat ons moet betaal, gaan ons alles by mekaar tel. Goed, ek gaan vir 'n paar minute gee om vlak 6 op hierdie presiese selfde manier te doen en dan ook die verskil uit te werk. So hierdie tabel is die eerste 3 punte. Jy gaan vir my die volgende 5 punte klaarmaak.
Goed, kom ons kyk na jou antwoorde vir die volgende 3 punte eerste, en dit is om vlak 6 se bedrag uit te werk. So hier is ons tabel. Presies dieselfde, ons gaan 5 berekeninge hê, en ons gaan in die eerste trap die volle 6 gebruik teen R29,93, in die tweede trap die volle 4 teen R52,44, in die derde die volle 10 maal met R114, in vlak 4 die volle 15 maal met R134, en dan los ons dit met 2 maal R912 in die 5de trap om by ons 37 kiloliter uit te kom. Dan as ons al hierdie totale bymekaar gaan tel, kry ons R5.363,34. Goed, maar nou weet ons is nog nie klaar nie. Ons moet nou ook die verskil tussen die twee vergelyk. Goed, so tot dusver is dit dan al die werk wat ons gedoen het vir vlak 4 en vlak 6. So al wat nou oorbly is om die verskil tussen die twee uit te werk. So ons gaan die twee totale wat ons gekry het, hier en hier vat. Ons gaan dit minus van mekaar af vir 'n finale antwoord van R4.121,41. Goed, kom ons kyk na waar ons die 8 punte gaan toeken. Die eerste een is 'n metode met akkuraatheid. Dit is omdat ons die korrekte aantal liter met die tariewe vermenigvuldig. Dan gaan ons ook 'n uitkenpunt kry vir die korrekte gebruik van die tariewe in vlak 4. Onthou, daar's 2 vlakke om van te kies, so jy kry 'n punt omdat jy die korrekte vlak uitgewerk het. En dan gaan jy 'n CA-punt kry om al die waardes bymekaar te tel, om die 1241,93 te kry. Goed, dan gaan ons daai presiese 3 punte ook kry vir vlak 6 se uitwerk. Dan gaan ons laaste 2 punte toeken vir die aftrek en 'n CA-punt vir die antwoord. Ek gaan hierdie skerm vir nog so 'n paar sekondes oplos, sodat julle kan seker maak julle kry al die antwoorde wat julle nodig het. Goed, graad 12, kom ons kyk nou na aktiwiteit 2 in julle notas. Milan, wat 64 jaar oud is, het 'n jaarlikse belasbare inkomste van R551,762 vir die 2019-20 belastingjaar verdien. Gedurende die belastingjaar was Milan nie 'n lid van enige mediese fonds nie. Dan het ons ook ons belastingkoerse tabel in tabel 1 en hulle gee ook vir ons die belastingkorting en mediese krediete in tabel 2. Kom ons pause en kyk na die konteks. Baie belangrik hier gaan Milan se ouderdom wees. Hy is tans 64 jaar oud. Goed, hy is 64 jaar oud. En hy het 'n belasbare inkomste van R551,762. Die volgende belangrike ding is hy was nie 'n lid van enige mediese fonds nie. Nie 'n lid nie. Goed.
As ons kyk na die belastingkorting, ons sien daar is 3 verskillende kortings. Onthou, hoe ouer jy is, hoe minder belasting betaal jy, hoe meer korting kry mens op die belasting. Ons gaan nou 'n bietjie meer kyk na belastingkorting in vergelyking met mediese krediete. Goed, voordat ek vir julle kans gee om die eerste vraag op julle eie te probeer, wil ek graag deur jou jaarlikse inkomstebelasting konkelkaart gaan. In stap 1 gaan ons altyd eers die bruto inkomste bereken. Bruto inkomste is jou inkomste voor aftrekkings en ons wil altyd werk met die jaarlikse bedrag. So ons gaan ons maandelikse salaris vat en vermenigvuldig met 12. In stap 2 gaan ons enige belasbare aftrekkings van ons bruto inkomste aftrek. 'n Voorbeeld van 'n belasbare aftrekking is ons pensioenfonds. Maar onthou, as ons ons jaarlikse inkomste wil hê, moet ons jaarlikse pensioen aftrek. Goed, dit bring ons dan nou na stap 3. Sodra ons belasbare aftrekkings afgetrek het, dan kan ons jaarlikse belasbare inkomste bereken. En dit is dan die bedrag wat ons gebruik om na die belastingkoerstabel te gaan en uit te werk hoeveel belasting ons moet betaal. In stap 4 gaan ons dan enige relevante kortings aftrek. Nou, dit is belangrik om te weet dat almal 'n korting ontvang. Korting is amper soos 'n klein afslag op jou belasting en hoe ouer jy is, hoe meer korting ontvang jy. So as jy jonger as 65 is, kry jy net primêr. As jy tussen 65 en 75 is, kry jy primêr en sekondêr. As jy 75 en ouer is, kry jy al 3 die primêr, sekondêr en tersiêre korting. Dan stap 5. Belangrik om te verstaan, stap 5 gaan nie altyd nodig wees nie. Die verskil tussen kortings en krediete is dat almal kortings ontvang, maar slegs mense wat aan 'n mediese fonds behoort, ontvang mediese krediete. So stap 5 gaan ons slegs gebruik wanneer die persoon mediese fonds het. Goed, dan gaan ek jou nou 'n paar minute gee om die eerste vraagie van hierdie aktiwiteit self te probeer.
Goed, 2.1 sê identifiseer die belastingkerf waarin Milan val, gebaseer op sy belasbare inkomste. Goed, kom ons kyk net gou weer, ons het vroeër gesê, sy belasbare inkomste is R551.762. So ons gaan nou kyk in watter kerf hy val en hy val dan nou in die 4de kerf, belastingkerf nommer 4. As jy gesê het 423.301 tot 555.600 of jy het gesê die 162.000 plus 36% van die belasbare inkomste bo 423.300, dan is jou antwoord ook 100% korrek en jy sal 2 akkuraatheidspunte kry vir jou antwoord. Goed, kom ons kyk na aktiwiteit 2.2. Bereken die bedrag belasting wat Milan vir die 2019-20 belastingjaar moet betaal. Nou, baie belangrik, as ons weer terugkyk na ons konkelkaart, stap 1 was bereken die jaarlikse bruto inkomste, stap 2 was trek alle belasbare aftrekkings af, en stap 3 is dan die berekening van die belasbare inkomste. Maar ons het gesê, toe ons kyk na die konteks, die belasbare inkomste is reeds vir ons uitgewerk. So ons gaan dadelik met stap 3 begin en ons gaan die belasting begin uitwerk. So ons gaan die kerf nommer 4 kies en ons gaan die belasbare inkomste in substitusie wat ons dan gebruik om die belasting uit te werk. So ons gaan sê R100.263 plus 36% van belasbare inkomste bo 423.300 en dit is R128.462. Dit gee dan vir ons 'n belastingbedrag van R146.509.32. Goed, maar nou moet ons ook die kortings aftrek. Ons weet Milan is 64 jaar oud en daarom gaan hy slegs 'n primêre korting ontvang. So ons trek die 14.220 af vir 'n finale antwoord van R132.289.32. Goed, jou eerste punt is 'n substitusie in die formule. Dan is CA vir die R46.246.32. Dit is die 36% wat ons moes uitwerk. Dan is CA punt vir die belasting voor belastingaftrekkings. 'n metode akkuraatheidspunt vir die minus van die 14.220 en 'n CA antwoord vir die belasting vir die jaar. Goed, jy gaan nou vir my 2.3 self probeer, lees die vraag baie mooi, hulle praat oor maandelikse belasting, maar hulle praat ook om hierdie wat ons hier uitgewerk het te vergelyk met die hoeveelheid belasting as hy 1 jaar ouer is.
Vraag 2.3 sê Milan beweer dat indien hy 1 jaar ouer was, hy gedurende die belastingjaar meer as R600 sou spaar. Verifieer deur alle berekeninge te toon of sy bewering korrek is. So eerstens moet ons begin deur sy maandelikse belasting vir sy huidige ouderdom uit te werk en dit doen ons deur 12 te deel, wat vir ons dan R11.024.11 gee. Dan, om sy jaarlikse belasting uit te werk vir 1 jaar ouer, hoef ons eintlik net na die korting te kyk, want ons het reeds in die vorige vraag die primêre korting afgetrek, so nou hoef ons nog net die sekondêre korting af te trek. Dit gee vir ons 'n bedrag van R124.495.32. Om die maandelikse belasting uit te werk, indien hy 1 jaar ouer is, gaan ons weer eens gedeel deur 12 en dit gee vir ons R10.374.61. Maar nou is ons nog nie klaar nie. Hulle wil weet, ons moet verifieer of sy bewering korrek is, dat hy gesê het hy spaar meer as R600. So kom ons kyk. Die verskil tussen die twee is R649.50, so daarom is sy bewering korrek. Eerste punt is om te deel deur 12. Tweede punt is om die sekondêre korting af te trek en dan 'n antwoord te kry van R124.495.32. Dan kry ons 'n CA-punt om die maandelikse belasting vir 65 jaar oud uit te werk. Ons gaan 'n CA kry omdat ons die twee van mekaar afgetrek het en ons laaste een is 'n opiniepunt dat ons kommentaar op sy bewering gelewer het. Goed. Ek gaan vir julle 5 minute gee om vraag 2.4 op julle eie te probeer.
2.4 sê Malan oorweeg om by 'n mediese fonds aan te sluit. Hy beplan om sy vrou en 2 kleinkinders in te sluit. Bepaal die totale maandelikse mediese krediete waarvoor hy sal kwalifiseer indien hy by 'n mediese fonds sou aansluit. Nou, onthou in die begin het ons gelees, hy is nie 'n lid van enige mediese fonds nie, so op die oomblik kry hy geen krediete nie. Om dan uit te werk hoeveel mediese krediete hy gaan ontvang, gaan ons by hierdie gedeelte van die tabel kyk. Wat belangrik is dat hy sy vrou en 2 kinders op die mediese fonds gaan insluit. Goed. Belangrik is dat Malan ook deel gaan vorm van die mediese fonds. Dit beteken, hy gaan R310 kry vir die hooflid, dit is hy gaan R310 kry vir die eerste afhanklike wat sy vrou is, en dan gaan hy 2 keer R209 kry vir die 2 kleinkinders wat ook ingesluit gaan wees. So dan plus ons dit alles by mekaar en dit gee vir ons R1038. Puntetoekenning is vir die korrekte bedrag wat gebruik is, omdat ons die 209 2 keer gebruik, omdat ons al die waardes saam plus en dan is CA punt vir die antwoord. Goed, dit bring ons dan na die einde van ons finansies gedeelte. Goed, dit bring ons dan by ons tweede subafdeling van tutorsessie 1 en dit is dan data hantering. Jy met die volgende vrae kan beantwoord oor al die stappe van die datahanteringssiklus, ontwikkeling van vrae, die versameling van data, klassifiseer en organiseer data, som data op, voorstelling van data as ook data-analise. Goed, kom ons kyk na aktiwiteit 3 in jou notas. In Suid-Afrika ly baie mense aan kroniese gesondheidstoestande. Bevolkingsskatting in duisende in 2020 middeljaar vir mense met kroniese gesondheidstoestande word in die tabel hieronder gegee. Hulle verduidelik vir ons wat 'n kroniese gesondheidstoestand is, en dit is wanneer iemand deurlopende mediese aandag moet kry of medisyne op 'n daaglikse basis moet gebruik wat volgens 'n dokter voorgeskryf is. Goed, kom ons pause en kyk na die konteks. Daar is 3 verskillende kroniese gesondheidstoestande waarvan hulle praat: asma, diabetes en hoë bloeddruk. Dan kan ons ook sien elke kroniese gesondheidstoestand is in 'n manlike, vroulike kategorie as ook 'n totaal vir elke provinsie in Suid-Afrika ingedeel. Goed. Ek gaan vir julle 2 minute gee om vraag 3.1 op julle eie te gebruik, maar voordat ons dit doen, wil ek graag net vir julle wys, dit is belangrik om te besef dat die bedrag eintlik in duisende is. So al hierdie waardes wat ons sien in die tabel, moet eintlik nog 3 nulle agteraan kry, en dit gaan belangrik wees later in hierdie vraag.
Goed, kom ons kyk. 3.1 bereken die totale aantal mans met kroniese gesondheidstoestande in KwaZulu-Natal. So, paar goedjies hierso, ons moet slegs na KwaZulu-Natal kyk en ons moet slegs na mans kyk. So, dit sal dan wees die 69.000, want ons werk in duisende, die 264.000, as ook dan die 214.000. As ons dit by mekaar tel, dan kry ons 382.000 vir 2 punte, omdat ons al die korrekte waardes by mekaar getel het, en dan 'n CA punt vir die antwoord. Goed, kom ons doen 3.2 saam. Hulle sê gebruik die aantal diabetiese mense om die provinsiale omvang tussen provinsies in Suid-Afrika te bepaal. Nou goed, ons weet die omvang is altyd die grootste waarde minus die kleinste waarde, en nou moet ons na al die diabetes in Suid-Afrika kyk. So as ons hier by diabetes gaan, dis die middelste een, dan gaan ons kyk na al die waardes in hierdie ry af. Omvang hoogste minus laagste, waar ons hoogste 363.000 was en ons laagste 34.000, wat ons dan 'n omvang van 329.000 gee. Jou eerste punt gaan wees omdat jy die korrekte 2 waardes uit die lys uitgeken het, en dan omdat jy die formule van omvang toepas, hoogste minus laagste, en dan 'n CA punt vir jou finale antwoord van 329.000. Onthou om deurlopend jou werk te merk, en jy kan enige notas maak wat jy graag weer vir jou onderwyser na die tyd wil vra. Goed, ons gaan dan nou 4 minute vat om vraag 3.3 op ons eie te probeer.
Vraag 3.3 sê bereken die provinsiale gemiddelde aantal mense met hipertensie in Suid-Afrika. Goed, so ons moet kyk na die hoë bloeddruk en wanneer hulle praat van gemiddelde, dan beteken dit ons moet die totale aantal datawaardes bymekaar tel en dan gaan ons dit deel deur die totale aantal datawaardes wat daar is. So dit beteken, as ons al daai bedrae wat ons onderstreep het bymekaar gaan tel, gaan ons 4.763.000 kry. Onthou ons werk in duisende, dit is geweldig belangrik om dit te onthou. Om die gemiddelde uit te werk, gaan ons dit dan deel deur die 9 provinsies en dit gee vir ons 526.222,22. Punte toeken is 'n akkuraatheidspunt om al die datawaardes bymekaar te tel en dan te deel deur 9 en jou finale punt is dan 'n CA-punt vir die antwoord van 526.222,22. Dit is dan die gemiddelde aantal mense met hoë bloeddruk in Suid-Afrika. Vraag 3.4 sê bepaal die mediaan van die totale kroniese gesondheidstoestand van verskeie provinsies in Suid-Afrika. Goed, so hierdie enetjie is so klein bietjie meer ingewikkeld, want hulle sê ons moet kyk na al 3 kroniese siektes in die hele Suid-Afrika as ook hulle totale, maar nie net vir een provinsie nie, maar vir elke provinsie. So met ander woorde, ek gaan die Wes-Kaap as 'n voorbeeld doen. Ons gaan die 186 plus die 214 plus die 725.000 bymekaar moet tel en dan kry ons die totale aantal mense met kroniese gesondheidstoestande in die Wes-Kaap. En daardie proses gaan ons dan volg vir elke liewe provinsie. So dit is hoe dit gaan lyk. Wes-Kaap het 1225, Oos-Kaap 987, Noord-Kaap 203, Vrystaat 433, KwaZulu-Natal 1290, Noordwes 547, Gauteng 1803, Mpumalanga 500 en Limpopo 406. Nou wat baie belangrik is met die mediaan, ons moet altyd onthou om ons datawaardes van klein na groot te sorteer. So dit is ons volgende stap. Ons rangskik die datawaardes van klein na groot. Dan sal ons nou sien die datawaarde wat hier presies in die middel val is die 547. Nou hoe het ek dit geweet? As ons kyk na die linkerkant van die datawaarde 547, dan sien ons daar is 4 waardes. As ons kyk na die regterkant, dan sien ons daar is ook 4 waardes. So wanneer ons data so gebalanseer is aan die linker en die regterkant, dan weet ons datawaarde is presies in die middel. So ons antwoord vir die mediaan is 547. Kom ons kyk waar ons punte toekenning gaan wees vir hierdie vraag. Die eerste een is 'n metodepunt om al daai totale op die einde van die dag op te tel. So vir die 1225, die 987, 203 ensovoorts. Die volgende een is vir die CA om al die datawaardes van klein na groot te rangskik. En die laaste punt is 'n CA-punt vir die uitken van die mediaan 547. Goed, vraag 3.5 is 'n grafiek wat geteken moet word en vraag 3.6 is 'n waarskynlikheidsvraagie. Ek gaan vir julle 10 minute gee om daai 2 vrae self te probeer.
Goed, dit is dan nou die einde van die 10 minute vir vraag 3.5 en 3.6. Kom ons kyk na hoe ons grafiek gelyk het. Dit is 'n gebroke lyn grafiek, daar is geen spesifieke patroon nie en die puntetoekenning was as volg. Die eerste MA punt het gegaan vir die eerste 3 provinsies se korrekte plotwaardes. Ons tweede MA punt het gegaan vir die tweede stel van 3 provinsies se plotpunte en ons derde MA punt het gegaan vir die laaste 3 provinsies. Uiteindelik het ons 'n CA punt gekry, ekskuus vir die Engels, hy was klaar daarin, ek kon hom nie wegvat nie, maar die CA punt is dat ons al die punte bymekaar getrek het met 'n lyn. Baie belangrik, daar is geen spesifieke patroon nie, dit hoef nie 'n reguit lyn te wees nie, die punte moet net verbind word met 'n liniaal. Ek gaan so 'n paar sekondes wag, dat julle net seker kan maak, julle het julle grafiek reg geteken. Goed, vraag 3.6, ons waarskynlikheid vraagie. Bepaal die waarskynlikheid as 'n persentasie van die lukraak-selektering van 'n diabetiese vrou onder kroniese siekteleiers in KwaZulu-Natal. So daar's spesifieke plekke waar ons moet kyk. Ons moet kyk in KwaZulu-Natal en ons moet ook kyk na die totale aantal vroue wat diabetes het. So dit sal wees die 264.000, maar dan moet ons ook in gedagte hou die totale aantal mense wat kroniese siektes het in KwaZulu-Natal. Goed, so ons gaan uitken dat vroue met diabetes in KwaZulu-Natal 264 is. Die totale aantal mense met kroniese kondisies in KwaZulu-Natal is die 170.000, 363.000 en 757.000 wat vir ons 1.290 gaan gee. Om die waarskynlikheid dan uit te werk, gaan ons sê dit is die 264 gedeel deur die 1209. Om die persentasie te kry, gaan ons vermenigvuldig met 100 en dit gee ons 'n antwoord van 20,465% en dit kan afgerond word tot 20,5. Ons eerste punt gaan wees om die uit 264 uit te ken, dan gaan ons 'n metodepunt kry om die totale aantal kroniese kondisies op te tel. Tweede metodepunt gaan wees vir die waarskynlikheidformule en dan gaan ons 'n CA punt kry vir ons antwoord. Goed, dit bring ons dan na ons finale aktiwiteit vir sessie 1, aktiwiteit nommer 4 en hier sien ons 'n staafgrafiek. Kom ons kyk. Die bevolking van die Republiek van Suid-Afrika is gedurende die mid-2020 op 59,62 miljoen beraam. Die grafiek hieronder verteenwoordig die bevolking per provinsie. Kom ons pause en kyk na die konteks. Ons kan sien hier dat daar nie 'n bedrag vir Gauteng gegee is nie, maar
Hulle gee wel vir ons die totale aantal mense wat in die bevolking in die provinsie behoort te wees wanneer ons al hierdie waardes bymekaar gaan tel. Al hierdie waardes wat bo op die grafieke getoon word of die stawe getoon word. Goed. Hierdie is dan 'n staafgrafiek wat die totale aantal mense in elke provinsie verteenwoordig. 2 minute om 4.1 op jou eie te probeer. Goed, die eerste vraag is, noem die tipe grafiek wat gebruik word om inligting te vertoon. As jy mooi geluister het, dan het ek eintlik vir jou 'n leidraad gegee toe ons die konteks uitgepak het en dit is dan 'n staafgrafiek vir 2 akkuraatheidspunte. Probeer nou vir my vraag 4.2 op jou eie. Ek gaan vir jou 5 minute vir daardie vraag gee.
Goed, vraag 4.2 sê bepaal die bevolking van Gauteng en skryf die finale antwoord in woorde. So baie belangrik. Om vir Gauteng uit te werk het ons gesê ons gaan die totale aantal mense in die hele bevolking vat en ons gaan al die waardes van die ander provinsies aftrek. So ons gaan sê 59,62 minus 44,13. Die 44,13 is al daai waardes by mekaar getel. Dit gee dan vir ons 15,49 miljoen. Maar nou belangrik, as ons dit in woorde gaan skryf, mag ons nie 15,49 skryf nie. Ons moet dit uitskryf soos wat ons dit sou sê. So met ander woorde, ons gaan dit eers omskakel dat dit slegs nommers bevat. Dit sal dan nou hierdie antwoord hier wees, die 515,490,000. En as ons dit in woorde omskakel, is dit 15.490.000. Puntetoekenning is omdat ons die totale van al die ander provinsies by mekaar getel het, dat ons dit geminus het van die 59,62 miljoen. 'n Akkuraatheidspunt vir die omskakeling na miljoene en dan 'n CA vir die finale antwoord in woorde. Goed, dit bring ons dan nou na die laaste vraag van sessie 1. Bereken die interkwartielomvang vir die provinsiale bevolking vir midjaarliks 2020. Goed, ons het vroeër gekyk na omvang, dit was die hoogste minus die laagste waarde. Interkwartiel volg daar dieselfde konsep, behalwe nou kyk ons na ons kwartiele. Dan is dit K3, kwartiel 3, minus kwartiel nommer 1. So kom ons kyk gou. Ons moet begin deur ons bevolking in orde te rangskik. En om ons eerste kwartiel en derde kwartiel te kry, moet ons ook ons mediaan bereken. Ons mediaan in hierdie geval gaan wees 5,85. Onthou ons het gesê, as ons kyk na die datawaardes, moet daar dieselfde aantal aan die linkerkant en dieselfde aantal aan die regterkant van daardie waarde wees. In hierdie geval is dit presies so, ek het 4 links en 4 regs. Om dan kwartiel 1 te doen, gaan ons kyk na die 2 middelste waardes aan die linkerkant. So dis die 2,93 plus die 4,11 gedeel deur 2 en dit gee vir ons kwartiel 1 van 3,52. Dieselfde konsep gaan gebeur met kwartiel 3. Ons gaan die 7,01 plus die 11,53 gedeel deur 2 gee dan vir ons die 9,27. Ons interkwartiel omvang is dan 9,27 minus 3,52 vir 'n finale antwoord van 5,75 miljoen. Puntetoekenning, 'n metode akkuraatheid om die bevolking in orde te rangskik, 'n CA-punt vir kwartiel 1, 'n CA-punt vir kwartiel 3, 'n sub in die IKO formule, Q3 minus Q1 en dit gee vir ons dan ons laaste CA-punt vir 5,75 miljoen. Goed, graad 12, dit bring ons dan nou tot die einde van Tutor sessie 1. Ek hoop dit was behulpsaam gewees en dat julle iets nuuts geleer het of dat julle selfs net 'n beter verstand het oor hoe om die vrae aan te pak. Ek wens julle alle sterkte vir julle eksamens toe.